die rots, 'n steekplek vir my, daar's 'n skeef in die rots, 'n steekplek vir my, jy gee my sorg, jy gee my sorg, jy gee my sorg, God in Jerusalem, daar's 'n skeef in die rots, 'n steekplek vir my, skeef in die rots, 'n steekplek vir my. Ek wil graag vir julle die woord van die Here deel soos wat hy het op my hart gelê het. Daar is groot vrae wat mense vra in hierdie heelal. Groot goed waarmee mense hulle besig hou. En van die mense vra, wetenskaplikes vra oor die heelal en hoe groot die heelal is en wat het begin voor die begin van die heelal en wie het dit geskape en hoe het begin en daar's teorieë van Big Bang theories en allerhande verskillende enorme vrae. Maar weet jy wat ek wil vanmôre vir u sê, met al die tegnologie en die slimste wetenskaplikes wat daar is, besef hulle tot vandag toe is daar van hierdie vrae wat nog onbeantwoord bly. Maak nie saak hoeveel tyd, hoeveel geld, hoeveel kennis daarop gedoen word en wat mense doen nie, die vrae bly vrae wat nie geantwoord is nie. Maar ek wil vanmôre met u praat, ek het gedink ek wil gaan kyk oor wat is die onbeantwoorde vrae in die wêreld en die groot vraag was, wanneer gaan dit alles eindig en waar gaan dit alles heen en waar is die ander lewe in die heelal. Maar weet jy, as mens is hierdie nie vraag wat jou besig hou. As jy in die middel van die nag wakker word of alleen by die huis sit, die huis raak stil, jy's dalk in 'n moeilike seisoen, dinge is nie lekker by die werk nie, dinge gaan nie so goed as in jou familie nie, dan kom daar ander vrae in 'n mens se kop. Ek weet nie van u nie, maar ek het nog nooit by myself gesit en wonder hoe ver is die naaste planeet van ons af en hoe ver is die sterre, wat gebeur as die ster ophou met flikker nie. Gewoonlik is die vrae wat ons vrae wat hier in ons harte is, en is vrae wat nie gereeld uitgepraat word nie. Jy praat daar met jouself, jy sit by jou eie, en selfs man en vrou by mekaar weet nie altyd wat is die vraag wat die ander een opstuur, wanneer hy alleen is nie. Partykeer klink die vraag iets soos, is my lewe werklik in God se hand? Of is ek op my eie? Partykeer as jy dit nog eenvoudiger wil maak, dan vra jy, gee God regtig om? Mense sê dit nie altyd so nie. Mense is partykeer 'n bietjie skaam, teruggetrokke. Ek weet nie, miskien is dit oneerlik. Ons het ander vrae wat ons gebruik om hierdie selfde vraag te vra. Party mense het ek al gehoor wat sê, hoekom gebeur hierdie dinge met my? Wat het ek gedoen dat dit met my moet gebeur? Ander een wat ek gereeld hoor is, hoekom antwoord God nie my gebede nie? Ek luister dan aan die mense bid en hulle word geantwoord, hoekom antwoord hy my gebede nie? Hoekom lyk dit vir my asof ander mense geseën word, terwyl ek sukkel? Ja, partykeer het ek so 'n bietjie van 'n jaloerse streek ook in. Dan sal hy sê, kyk hoe word daardie persoon geseën. Kyk daardie pragtige nuwe kar, kyk daardie nuwe huis wat hulle het. Hoekom word hy geseën terwyl ek moet so sukkel? Of eenvoudig, hoekom voel God soms so ver van my af? Hoekom voel dit asof ek so ver moet reis, so ver moet beweeg om by God te kom? Al hierdie vrae rol op in een groter vraag. Ek het hom 'n bietjie meer groot gemaak, maar ek wil hom eenvoudig maak. En die vraag is, sien God my? Sien hy my raak? Dis nie 'n nuwe vraag nie, dis 'n vraag wat al van die begin van die Bybel afkom. En ek wil graag hê jy moet met my saam lees Genesis 16 en ons gaan lees vanaf vers 7. Genesis 16 vers 7. En die engel van die Here het haar by die fontein in die woestyn gevind
by die fontein op pad na Sur en gevra, Hagar, slavin van Sara, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af, weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks verneder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger, en jy sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal, en almal se hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers voer. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. Want sy het gesê, het ek ook hier ook gesien na hom wat my sien. Daarom noem hulle die put van Lagaroi. Dit lê tussen Kades en Bered. Die verhaal van Hagar is 'n bekende verhaal. Dit is iets wat julle al teëgekom het, julle al oor baie geleer het en gelees het. En ons ontmoet hierdie vrou op die punt, op die plek, ver voor 7. Terwyl ons by haar uitkom, ontmoet ons vir Hagar op hierdie plek waar sy uitroep en sê, sien God my. Sy vra by haarself, hoor hy my gebede? Sien hy my raak? Weet hy dat ek bestaan? Sy was 'n diensmuisie in Abraham en Sarai se huis. Sy het geen status gehad nie, sy het geen erkenning gehad nie. Niemand het haar raak gesien, inteendeel, tot op hierdie punt was sy 'n bykarakter in iemand anders se plan. Ek weet nie of julle TV kyk nie, ek glo julle het ook TV's daar by julle. Maar as jy die TV shows kyk of die film kyk, dan ek en Franco spot altyd daaroor as daar nou baie geskietery is en die ouens word hele weer geskiet, dan sê ek, daai ou gaan nie doodgeskiet word, jy moenie worry nie, hy's 'n main character. Ons noem dit in Engels sê ons hy plot armor. Ja. As julle verstaan wat ek bedoel, hy gaan, as dit nou 'n film is oor Chuck Norris. Ja. Jy weet, is 'n Chuck Norris movie. Chuck Norris gaan nie geskiet word nie, want Chuck Norris is die titelkarakter van die movie. Dit gaan alles oor hom. Hy is die hoofkarakter. Maar terwyl die film hardloop, word daar mense geskiet, links, regs. Almal val om en hulle lê daar en is dood. Dis supporting karakters. Dis bykarakters. En in hierdie verhaal wat ons lees in Genesis is Hagar met 'n bykarakter. Die hoofkarakter gaan oor Abraham. Dis Abraham wat sy land gelos het, sy volk gelos het en uitgegaan het. Dis Sara wat langs hom is, wat vir die Here gebid het en gesê het, sy soek 'n seun. Dis Abraham wat gesê, kom ons sal jou slavin vat dat jy 'n kind kan kry. Hagar se storie is onbelangrik. Hagar se betekenis in die woord van God is onbelangrik. Op hierdie oomblik gee niemand om oor Hagar nie. Sy's niemand, sy's niks. Spanning kom die oomblik toe Hagar swanger raak. Dit het nou 'n goeie idee geklink om te sê, bring jou slavin dat sy vir jou 'n kind sal hê, dat ons so kan voortgaan. Maar die oomblik toe dit gebeur, toe weet jy sommer hier's moeilikheid. Want Sara kan vir Hagar nie uitlos nie. Alles wat verkeerd gaan is skielik Hagar se skuld. Hagar is die een wat veroorsaak het dat die melk suur geword het. Skielik is daar net moeilikheid in die huis. En Hagar doen wat sy dink die enigste ding is wat sy kan doen. Soos dat ons as mens baie keer in ons lewens doen, ons hart loop weg van ons probleme af. Engels sê dit so mooi, jy het 'n fight or flight respons. Jy kom in 'n situasie en daar's net twee keuses deel, of jy beklei, of jy draai om en hardloop dat die stof staan. Hagar besluit om te hardloop, want alles is teen haar opgepak, alles is teen haar klaar gebesluit. Sy is nie haar storie nie, dis Sara se storie, dis Abraham se storie. Hier is sy, in die woestyn. Ek wil u vra vanmôre of u dit kan indink en kan by jouself dit net, ek
ek weet nie, verbeel, of jy die prentjie vir jou kan skets, Jeanette. Hier sit hierdie slavin, sy het niemand nie. Sy het nie 'n ander slaaf gehad, of 'n ander meester gehad nie. Sy het nie weermagte gehad nie, sy het nie mense gehad om na te draai nie. Daar's niemand nie, daar is letterlik niemand nie. Daar's nie haar ma nie, daar's nie haar pa nie, daar's nie boeties of sissies nie, daar's nie familie nie, daar's niemand. Sy storm in die woestyn in om te dink, ek gaan maar loop. Sy het goed geweet waarheen sy gaan. Sy het besluit geneem en gesê, ek gaan maar sterf in die woestyn. Want niemand sien my nie. Niemand sien my raak nie. Ek wil weer vir u vers 7 lees. En hy begin weer te sê, en die engel van die Here het haar by die woestyn, fontein in die woestyn gevind. Let wel, Hagar het nie aanhou loop totdat sy die engel gevind het nie. Die engel het haar kom vind. En vanmôre is die eerste waarheid wat ek wil met u deel, terwyl ons 'n preek wegmaak van ons jaartema, waar ons praat oor ons bou. En die Here vir my gesê, ek moet praat oor God wat sien. Hy wat ons raak sien, want hy sien jou en jou omstandighede. Daar waar Hagar in die woestyn lê en sê, ek is nie die hoof van hierdie storie nie. Niks gaan oor my nie, ek is verlate. Ek is van God en van mens verlate. Daar in die woestyn, op die grond, tussen die sonstrale wat op haar skyn, sien God haar raak. Ek wil dit vanmôre dalk 'n bietjie kras stel. Sy het nie kerk toe gehardloop nie. Sy het nie na 'n tempel toe gegaan nie. Sy het nie gebid nie. Sy het nie op sak en as gelê nie. Al wat sy gedoen het is, as mens het sy besluit om te vlug. En as mens het sy weggehardloop vir die omstandighede rondom haar. Dit hang nie af van wat jy doen om te sien hoe God in jou lewe werk nie. Jou aksies, jou maniere, jou optrede het niks daarmee te doen nie. Hy gaan jou sien, hy gaan jou soek, hy gaan jou vind. Maak nie saak hoe dink jy jou omstandighede is nie. Vir Hagar moes dan net die vraag gewees het iemand my dalk raak gesien. Miskien het sy gehoop, Johan, dat een van die volk wat saam met Abraham was, het gesien toe sy haar goed by mekaar maak. Ek dink is in 'n haas wat sy daar uit is. Sy het dalk nie eens 'n ordentlike watersak met haar saamgevat nie. Sy is daar uitgestorm want sy het gesê, ek kan nie meer langer hierdie omstandighede vat nie. Daar gebeur in hierdie stuk, en is daarom vir my hierdie gedeelte so belangrik is, iets unieks. Iemand wat glad nie 'n hoofkarakter is in die storie nie. Iemand wat glad nêrens andersins van gepraat word en kom en gee vir die Here wat ons dien 'n naam. Dit word neergeskryf en mense praat nog vandag daaroor en sê El Roi, die God wat sien. Want sien sy ontmoet homself. In vers 13 noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat my sien. Sy is 'n Egiptiese diensmeisie. Sy het geen ander betekenis in die woord van God nie. Maar hier word sy raak gesien in die woestyn. In die woestyn waar sy besig is om weg te hardloop van alles, is sy die eerste persoon wat hier die naam vir God gebruik. Soos ek in die begin genoem het, ons praat gereeld oor hierdie groot vraag. Ons hoor mense daaroor praat oor hoe groot is die heelal. Maar die vraag wat werklik saak maak is hierdie vraag wat sê, sien God my? Sien hy my stryd? Sien hy my vrese? Sien hy my gedagtes, my gebede, my gewag? Die verhaal van Hagar sê vir ons hierdie ongelooflike gedeelte, want hy sê dat God wat alles geskaap het, wat hierdie heelal geskaap het, Brendan, maar die mense nog steeds oor wonder, wat nog probeer uitvind waar is wat en hoe pas dit in mekaar en hoe werk dit. Hy het alles van dit geskaap, maar hy sien daar in die woestyn 'n vrou raak wat weghardloop van alles rondom haar. Want sien, God sien meer as net die pyn. Die engel van die Here met haar praat oor haar seun en oor haar toekoms. Dan besef jy dat God sien meer as net nou. Hy sien nie net vandag nie. God sien verby vandag. Hy is tydloos, so tyd maak vir hom geen verskil nie. Hy sien reeds haar toekoms. Hy sien reeds waar dit gaan eindig. En deur hierdie praat, terwyl
die engel van die Here, die manier waarop dit beskryf word, as jy dit ooit wonder oor, en jy gaan kyk dan na die engele, het ook nie vooruitsig nie, hulle kan nie sien wat gaan gebeur nie, hulle kan nie profeteer nie, hulle kan nie vir ons vertel wat gaan gebeur nie, dis net die gees van God wat dit gaan doen. Dit beteken as hy hier skryf in die Ou Testament die engel van die Here, dan is dit net een wat ons ken. Dis die woord, dis die Alfa en die Omega, dis die koning van konings wat hier op hierdie oomblik staan by Hagar. Kan jy jouself indink in hierdie woestyn? Uit die hemel nog voordat hy as mens gekom het, stap Jesus af. En hy kom by Hagar en hy sê vir Hagar, my kind. En hy steek sy hand uit, Tannie Marina, hy steek haar uit. Hy sê, kom staan op, kom. En hy lei haar, en waar sy veronderstel is om te wees. Wanneer ons voel dat ons God nie sien, gebede lyk onbeantwoord, ons situasies, ons omstandighede verander nie, niks word beter nie, dit lyk so onduidelik, dit lyk so asof niks ooit gaan beter word nie. Vanmôre is die woord vir jou, ja, die Here sien jou. Die Here sien jou raak. Die Here sien mense wat ander mense deur misgekyk word. Hy sien mense wat voel dat hy geen stem nie, kan nie praat nie, kan met vir niemand verduidelik nie. Hy sien jou daar in jou woestyn. Daar waar dit vir jou die moeilikste gaan. Ek het gedink weer aan die skrif, ons het hom op die busie gesit wat sê Jesaja 43 vers 19 wat sê hy maak 'n pad in die woestyn. Dis wat my God doen, hy maak 'n rivier in die woestyn. Hy maak nuwe groen lande in die woestyn, in die plek waar daar niks is nie. Hagar moes sterf. In die woestyn het sy gegaan om te sterf. Maar die seun van God sê vir haar, nee, dis nie nou storie nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense maklik onsigbaar raak. Jy kan leef in 'n dorp soos ons met duisende mense en steeds stoksiel alleen voel. Ja, ek weet nie van u nie, maar ek kyk partykeer so as ons op Facebook is, dan kyk ek na die honderde mense wat my friends is, wat my follow, en dan besef ek, hoe min van hulle ken ek regtig. Hoe min van hulle sal uitreik na my as hulle sien ek is in omstandighede. Ja, dit is maklik om, as ek 'n boodskap plaas en sê, ek het 'n ouer verloor, of ek het 'n boetie of 'n sussie verloor, om te sê, ek het simpatie met jou, maar dra hulle my las regtig. Ek wil dit so ver vat vanmôre, en dis nie op julle 'n refleksie nie, maar in 'n gemeente, so klein gemeente soos die, kan jy nog alleen voel. Jy kan nog hier tussen al die mense sit en voel, niemand is regtig oor my bekommerd nie. Niemand gee regtig vir my om nie. Niemand gee liefde vir my nie. Daar is 'n rede daarvoor. Dit is nie die mens wat jy moet sien wat saak maak nie. Dis God wat jy moet sien. Die wonder van die evangelie is dit, dat God wat die heelal geskep het, die God wat die sterre by hulle name roep, elke een van daardie sterre, wat die wetenskaplikes nog probeer ontdek, wat hulle nog probeer uitvind wat dit is, hoe hy gaan, waarheen hy gaan, het God by die naam geroep. Hy het elkeen van hulle klare naam gegee. Hy sprei die uitspansel uit. Job praat van dat hy die aarde vestig op sy 4 hoeke. Hier dieselfde God sien jou vrese, jou gebede, jou wagtinge, jou sigtinge, elke iets van dit sien hy dit raak. Ek wil graag afsluit met 'n skrifgedeelte uit Psalm 33. Psalm 33 vers 18 sê, kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goederentierendheid wag. God is good all the time. As jy wag op God se goederentierendheid, as jy vanmôre voel, ja, ek is ook soos 'n Hagar in die woestyn, sien God my raak, weet hy van my, hoor hy my gebed, dan kom die boodskap vanmôre hard en duidelik teer. Ja, hy sien jou. Ja, hy sien jou raak. Hy is die God wat sien. Hy is die God wat kom om te red. Hy is die God wat kom om jou omstandighede te verander. Al wat jy hoef te doen, is steek jou hand op. Sê, hier is ek. So ver die woord van die Here. Amen.